Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? Welkom, dis alweer tyd om die woord van die Here. En jy weet, ons is besig met 'n reeks ook oor Bybelkarakters, né? Ons het nog gekyk na Adam en na Abel, na Josef en Eli en wonderlike dinge wat 'n mens uit die Bybel uit leer uit ander mense se lewens en hoe God ook met hulle werk. En by hierdie geleentheid wil ek met jou praat oor 'n uitsonderlike man in die Bybel, baie besonderse man, 'n man met die naam van Esegiel. En ek lees vir jou net een vers, Esegiel hoofstuk 1, vers 3. En die woord wat die Here uitdruklik het gekom tot Esegiel. Uitdruklik kom daar 'n woord van die Here tot Esegiel. Die seun van Busi, die priester in die land van die Galdeërs by die Kebar rivier. En die hand van die Here was daar op hom. Dis die moeite werd om dit weer te lees. So het toe die woord van die Here uitdruklik gekom tot Esegiel, die seun van Busi, die priester in die land van die Galdeërs by die Kebar rivier. En die hand van die Here was daar op hom. Vader, ons weet dat, so staan dit ook geskrywe, dat God het sy woord aan die mens gegee, sodat hy kan leer hoe om te lewe en sy lewe te rig volgens u woord. Daarom staan daar, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, weerlegging, vermaaning, bestraffing, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Here, rus ons toe met u woord, in Jesus naam. Amen. So vriende, wat 'n man, Esegiel. Esegiel was 'n priester, want hy kom uit die priesterlike familie uit. Dit beteken dat hy kom uit die geslag van Aaron éventueel. Hy kom uit die nageslag van Aaron. So hy was 'n priester. Maar hy was 'n priester in ballingskap. Hy was nie in sy land nie. Hy kon nie offers bring nie. Die tempel was op die punt om verwoes te word deur die Galdeërs. Hy was 'n gevangene. Hy was in die land van gevangenskap in Babylon, daar by die Kebar rivier, saam met die volk wat in ballingskap weggevoer was. Jeremia, hy was in Jerusalem. Daniël, hy was saam met Esegiel, dieselfde tyd, Jeremia, Daniël, Esegiel, dieselfde tyd gelewe. Maar Daniël was in die paleis van die koning. Maar Esegiel, hy was tussen die ballinge. Ook in Babel, maar hy het gewoon by die Kebar rivier. En Esegiel word seker beskou as een van die vreemdste Bybelkarakters in die Ou Testament. Maar van hom kan ons niks anders te sê as
Die hand van die Here het op hom gerus. 'n buitengewone, merkwaardige, vreemde, as jy so wil, Bybelkarakter. Sy boek van profesie, die boek Jesegiel, is uniek in die Ou Testament. Dit is geskryf in die jare 622 tot 600 voor Christus, terwyl hy gevangene was daar in Babylon. Hierdie ongewone boek toon aan ons, of te demonstreer, oorwinning en triomf, ten spyte van aanvegtinge. Sien ons by hierdie man 'n onverskrokke gehoorsaamheid aan God. En hy het 'n hoop vir die toekoms gehad wat niks tot niet kon maak. Jesegiel was 'n meester met betrekking tot gebarespel, toneelspel, gebarespel. Ek dink hy was die grootste toneelspeler in die hele Bybel. Want hy deur gebaretaal, ek gaan lees uit die boek Jesegiel, en ek gaan sien na al die voorbeelde van hoe hy gedoen het en wat hy gedoen het. Het jy geweet, daar's meer as 40 van hulle opgeteken in die Bybel, waarvan 25, meer as die helfte, verskyn almal 25 in die boek Jesegiel. Daai ander 15 wat oorbly, kom ek wys jou net een van hulle in die Bybel, en dis in Handelinge hoofstuk 21, lees ons van vers 10. En onderwyl, dis nou Paulus, hulle was by die huis van 'n man met die naam van Agabus, lees ons, en onderwyl ons baie dae daar oorgebly het 'n sekere profeet met die naam van Agabus van Judea afgekom, en toe hy by ons kom, neem hy die gordel, Paulus se beld. Hy neem sy gordel en hy bind sy eie hande en voete en sê, dit spreek die Heilige Gees, so sal die Jode, die man wie se gordel dit is, in Jerusalem bind en in die hande van die heidene oorlewer. So daar kom 'n profesie deur Agabus in Handelinge 21, waar hy instap in die huis waar Paulus en 'n paar van die disippels was, en hy bind sy eie hande en voete vas met, hy haal Paulus se gordel af. En Paulus moet op seker so gestaan en kyk het, om te wag om te hoor wat hy sê. En hy bind sy eie hande en voete vas, en hy wys na Paulus en hy sê, hierdie man wat hier staan, die Heilige Gees sê, in Jerusalem gaan hulle hierdie man vasbind, aan hande en voete. Wel het sy voete in die blok gesit, Paulus, en het hom vasgebind en sy hande uitgestrek. So sy hande en sy voete was vasgebind, lees ons in die boek Handelinge. Hy was reg. So dit is een van die gebarespel. Ander woorde, deur 'n toneelstuk opvoering te doen, kom daar 'n woord van God tot die persoon betrokke en ten aanhoor van almal wat daar teenwoordig was. So die boek Jesegiel vind ons 25 van hulle. Ek kan nie wag om die boek Jesegiel te preek nie, om boodskappe daaruit te bring. Ek dink dit sal 'n wonderlike dag wees om tyd in hierdie boek te spandeer, een van die kosbaarste boeke in die ganse Ou Testament, Jesegiel. Maar wat hierdie ongewone diensknegt van die Here Jesegiel betref, is sy onverskrokkenheid en gehoorsaamheid teenoor God. As jy Jesegiel ontleed, vind jy 48 hoofstukke van gesigte en profesieë. Jy kan dit
eintlik maar indeel, as jy baie mooi noukeurig na dit gaan kyk, in 4 soorte van of tipes. Eerstens, hy profeteer van die onmiddellike gevangenskap van Juda en verwoesting van Jerusalem. Dit vind ons in sy profeseë. Die ander wat ons vind is, hy profeteer teen ander nasies, weens hulle invloed op die volk Israel, het hy iets vir die nasies rondom Israel te sê, aan hulle handelinge wat hulle aan Israel gedoen het, en wat God sê. En derdens, hy profeteer ook met betrekking tot Israel en Juda in die laaste dae, net voor die wederkoms van die Messias. Eindtyd profeseë, soos Jesegiel 38 en 39 byvoorbeeld. En dan wil jy glo, daarvan hoofstuk 40 af profeteer hy oor die heerlike millennium tempel en die heerlike vredesryk van die Messias, oor Israel wat kom. Wonderlike dinge wat hy profeteer, gesigte, visioene. Ek bedoel, geen mens kan in een preek reg laat geskied oor die profeseë van die boek Jesegiel nie, dis onmoontlik. Maar dit is nie my oogmerk nie. Ek wil net die soeklig laat val op hierdie man, hierdie Joodse priester, wat ook 'n profeet was. Hy was 'n profeet en 'n priester. Of as jy wil, hy was eers 'n priester, en toe word hy ook 'n profeet. Hy was ten volle uitverkoop aan die Here God. Daar is so 'n diepte van sy toewyding aan God, en die mense, sy volk, wat hy lief gehad het, dat hy nie belang gestel in populêre opinies oor homself nie. Is dit moontlik om so 'n man te verstaan? Wat het hom gemotiveer? As ek dink oor die geestelike slagveld van ons dag, dan sien ons 'n gewonde kerk van Christus, deurdronge deur 'n gees van materialisme, wat 'n mens soms siek laat. Wat ons nodig het in ons geslag, is hierdie onselfsugtige helde van die geloof, wat die dwalendes en weerspanniges en afvalliges wil teruglei na 'n liefdevolle God. Ons het baie duiwels, maar daar's 'n tekort aan sieterspelers soos Dawid, wat hulle verdryf het. Waar is hulle wat poele trane stort, soos 'n Jeremia van ouds? Wanneer laas het ons 'n koplose liggaam gesien, soos 'n Goliat, wanneer ons sielevyande vlug? Wanneer was die laaste keer dat ons die gedonder van die ineenstorting van die mure van Jerigo gesien het en gehoor het? Sing ons nog middernag lofliedere tot eer van die Here, wat mense soos die sipier, die tronkbewaarder, in Handelinge 16, laat sidder en bewe in die gevangenis, waar Paulus en Silas in die blok vassit, voete gebind, kan nie eens opstaan nie, kan nêrens heen nie, maar hulle sing lofliedere tot eer van God. Waar is die mense wat nog gewillig is om die glans van die stadslewe te verlaat en te gaan na 'n eensame pad van Ethiopië, om na die hofdienaar 'n boodskap te bring terwyl hy die profeet Jesaja lees en vra, van wie sê hierdie man dit en van wie spreek hy?
Iemand om die skrif vir hom uit te lê. Waar is hulle wat die skrif van God kan oopbreek en uitlê? Vir mense wat sê, wat beteken dit wat ek hier lees? Soos ons sien in Handelinge hoofstuk 8. Dan het ons Jesegiel. Hy was 'n vreemde, ongewone man, wat God se mense definitief nodig gehad het vir die uur waarin die volk hulle self bevind het, van daai tydstip. Een ding is verseker, as jy die boek Jesegiel noukeurig oplettend deurlees, dan gaan jy by verskeie geleenthede jou wenkbroue oplig en sê, okay, I get it. Ek hoor wat jy sê, Jesegiel. En ek nog steeds by die lees van hierdie boek na al die jare, ek dink die kragtigste kommentaar oor die lewe van hierdie ongewone priester, profeet as jy wil, in hierdie vreemde land wat hy homself in bevind, is nog steeds Jesegiel 1 vers 3. En die hand van die Here was daar op hom. Dink vir 'n oomblik daaroor na. En die hand van die Here was op hom. Vergeet die feit dat hy homself in 'n vreemde land, onder 'n vreemde taal, 'n vreemde volk, by 'n vreemde rivier bevind. Dis nie die Jordaan nie, dis die Kebar rivier. Vergeet nou die boeie en die kettinge van gevangenskap en die verwoesting van sy tuisland. Maar dink bietjie hieroor. Die woord sê die hand van die Here was op hom. En jy sien, dis wat die verskil maak. Al bevind jy op 'n vreemde plek, in 'n vreemde tyd, in vreemde omstandighede, onder vreemde mense, as die hand van die Here maar net op my rus. Die hand van die Here was op hom. En onthou, daar by die Kebar rivier, by die vlaktes van Babel, sit hierdie Joodse priester profeet, en hy profeteer by die riviere van Babel, en dit is so aangrypend, dat Psalm 137 lees, by die riviere van Babel, daar het ons gesit, ook geween as ons aan Sion dink. Aan die wilgerbome wat daarin is, het ons sieters opgehang. Want daar het hulle wat ons as gevangenes weggevoer het, van ons die woorde van 'n lied gevra, en hulle wat ons verdruk het, vreugde deur te sê, sing vir ons 'n Sions lied. Hoe sou ons die lied van die Here sing in 'n vreemde land? As ek jou vergeet, o Jerusalem, laat my regterhand dan homself vergeet. Laat my tong kleef aan my verhemelte, as ek aan jou nie dink nie. As ek Jerusalem nie verhef bo my hoogste vreugde nie. Here, bring in herinnering vir die kinders van Edom die dag van Jerusalem, hulle wat gesê het, breek weg, tot op die grond met hom. O dogter van Babel, jy verwoeste, gelukkig is hy wat jou sal vergeld vir wat jy ons aangedoen het. Gelukkig is hy wat jou kinders gryp en verpletter teen die rots. Jesegiel, hy was anders as die ander gevangenes in die land, want die hand van die Here was op hom. Dit is wat my en jou anders maak as ander mense. God se hand rus op sy kind. God se gees rus op die gelowige, wat toegewyd vir die koning van die hemel lewe. En Jesegiel se geloof was baie soortgelyk aan die van Abraham, wat 'n retoriese vraag gevra het in Genesis 18 vers 25, toe hy vra,
sal die regter van die ganse aarde dan geen reg doen nie. En toe die Here hom 'n vraag vra in Jesegiel 37 vers 3, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Onthou hierdie vallei van bene, van al die doodsbeendere wat daar gelê het? Toe was Jesegiel se antwoord in 'n kalm geloofsversekering: Here, Here, Adonai Jahwe, U weet dit. Weet jy, as jy die boek Jesegiel neem en jy gaan na die slot van die boek en jy lees sy allerlaaste woorde wat hy ooit neergepen het. Dis 4 woorde. En die Here is daar. En Jahwe. En Jahwe is die naam van die God van Israel. Elohim se naam is Jahwe. En hy sê Jahwe, en Jahwe is God se verlossingsnaam. Hy het vir Moses gesê in Eksodus 3, toe hy vra, wie moet ek sê het my gestuur? Toe sê ek is wat ek is. En die Hebreëse tetragrammaton spreek uit Jahwe. Hy sê die God van verlossing is daar. Wat 'n wonderlike woord. Wat 'n perfekte naam van die stad van God. Want onthou, hy sien hier die nuwe Jerusalem wat gaan gevestig raak in die 1000 jaar vrederyk. Ons praat nie van die ewige Jerusalem nie, dis die nuwe Jerusalem wat sal staan in die 1000 jaar vrederyk van Christus se regeringskap. En hy sê hierdie naam van die stad sal wees die Here is daar. Jesus kom daar woon. Jesus kom in Jerusalem woon. Daar sal weer lewende water uit Jerusalem uitvloei. En Jesus sal sit op die troon van Dawid. Die Here is daar, the Lord is there. As die Here net by ons is. As die hand van die Here net by ons sal wees. As die Gees van God net by ons sal wees. As Jesus net by ons was. Dat my dink in Johannes hoofstuk 11 vers 21 toe die susters vir Jesus sê, as iemand net hier was. Dit laat my dink, waar is die Here? Die hand van die Here was op die priester profeet Jesegiel. Die Gees van die Here was by hom. En hy sê die Here is daar. Is die Here in jou lewe? Is die Here daar? Is die hand van die Here nog op jou lewe? Die Here is daar. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie wonderlike vrede. Die Here is daar. En die hand van die Here was op hom. Here, dat U in ons lewe sal wees. Die susters het gesê, as iemand net hier was, Here, bly by ons. Dankie dat U in ons lewe is. Dankie vir die Gees in ons lewe. En Here, dankie dat U daar vir ons is. In Jesus naam. Amen.